praat met jou vandag oor die geestelike mens. Wat is die verskil tussen 'n nie-geestelike mens en 'n geestelike mens? En ek haal vir jou aan Paulus se woorde in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1. Hy sê, wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Maar voor dit, in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 2, 1 Korintiërs 2, vers 7 tot 8 en vers 10 tot 16 lees ons, Paulus skryf, ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. En wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. En dan vanaf vers 10, maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid. Hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Want wie het die gedagte van die Here geken, om vir hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Nou, die gemeente in Korinthe, daar was verdeeldheid gewees in hierdie gemeente. En wat het hierdie verdeeldheid veroorsaak? Sommige mense in die gemeente het gesê, ons is van Paulus. Ander mense in die gemeente het weer gesê, ons is van Sefas, bedoelende Petrus. Nog ander het gesê, ons is van Apollos. Nou jy moet verstaan, my liewe vriend, dat Paulus is die een wat die gemeente in Korinthe begin het. Hy het die gemeente geplant, hy het dit gevestig. Maar dit is tog seker ook so, dat daar sommige mense in die gemeente was, wat onder die bediening van Petrus tot bekering gekom het, en deur hom geleer is, deur hom onderrig is. En jy moet verstaan dat Petrus een van die vernaamste apostels in die vroeë kerk was. Dit is ook duidelik dat Apollos 'n aansienlike hoeveelheid tyd in Korinthe deurgebring het. En daar's een ding van Apollos wat jy moet weet. Apollos was 'n uitmuntende spreker gewees. Hy was 'n baie goeie spreker. So daar's mense wat Apollos aangehang het. Nou, ongelukkig, dit het die gemeente verdeel. Want hulle wat Apollos aangehang het, het gevoel, ons het so bietjie van 'n voorsprong, ons is so bietjie beter as die mense wat vir Paulus. Nou, Apollos was 'n goeie spreker, maar Paulus was nie 'n baie goeie spreker gewees nie. Paulus het 'n fenominale intellek gehad en hy het wonderlike openbaringe van God ontvang, maar hy was nie 'n goeie spreker as sodanig nie. Apollos aan die ander kant was 'n uitmuntende spreker. So die wat Apollos aangehang het, het gevoel, maar ons is so 'n bietjie beter af, ons het 'n voorsprong bokant Paulus wat nie so goeie spreker is nie. En dan diegene wat van Petrus af, wat Petrus aangehang het, het weer gevoel, kyk, Petrus is die een persoon wat Jesus
gevolg het toe Jesus hier op aarde was. Wat 'n volgeling was en basies saam met Jesus geleef het, eerstehands na sy leringe geluister het, wat daar was toe Jesus wonderwerke gedoen het, wat Jesus gesien het na sy opstanding uit die dood uit, so ons wat onder sy bediening tot bekering gekom het, deur hom geleer is, ons het weer 'n voorsprong, ons is so bietjie beter af as die wat vir Paulus aanhang of vir Apollos. En daarom skrywe Paulus as die vadersfiguur van hierdie gemeente. En hy beskuldig hulle daarvan, dat hulle soos ongeestelike of nie geestelike mense dink. Om dit anders te stel, dat hulle soos die wêreld dink. En dit bring ons by die vraag, wat is die verskil tussen 'n geestelike mens en 'n nie-geestelike mens? Om dit anders te stel, wat is die verskil tussen 'n geestelike Christen en 'n wêreldse Christen? Nou Paulus vat ons terug na God se wysheid toe. Al God se wysheid, soos dit hierdie wêreld en die mensdom raak, is opgesluit in Jesus Christus. En dit was nog altyd so gewees. Dit was van die begin af so. Met ander woorde, nog voor hierdie wêreld geskep is, het God 'n meestersplan gehad. Sy meestersplan was nog altyd Jesus Christus, sy seun. Dit was sy plan. Nog altyd. Jesus, die lam van God, wat voor die grondlegging van die wêreld, met ander woorde, voor God nog hierdie wêreld geskaap het, praat die skrif van Jesus as die lam van God, wat voor die grondlegging van hierdie wêreld geslag is. Dit was nog altyd God se plan. Maar hierdie meestersplan van God was weggesteek gewees, was verborge gewees, was van die begin af gehul in 'n misterie. As ek 'n beeld kan gebruik, wanneer 'n wolk oor 'n berg hang, dan versteek die wolk daardie berg. Jy kan nie die berg sien nie. Die berg is gehul in 'n wolk of in 'n misbank en word met ander woorde uit sig uitgehou deur hierdie mistigheid wat oor die berg hang. Die berg is daar, maar jy kan nie die berg sien nie, dis versteek in die mis. So het daar ook al vliegtye in berge vasgevlieg. Net so is dit met God se meestersplan. Dit was van die begin af daar, maar dit was soos 'n berg wat deur 'n wolk weggesteek word, wat gehul is in 'n mistigheid, in 'n misterie. Mense kon dit nie sien nie, dit was nog altyd daar gewees, maar mense kon dit nie sien nie. En selfs toe Jesus gebore word en hy fisies in hierdie wêreld was, kon mense dit nog steeds nie sien nie. Anders sê Paulus, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. So hier is die vraag, hoe neem God hierdie wolk weg, sodat ons duidelik kan sien? Die antwoord is deur sy Gees. Wie ken my beter as my Gees wat binne in my is? Ek ken myself beter as enige ander mens in hierdie wêreld. Niemand anders ken my soos wat ek myself ken. Wat in my hart aangaan,
wat in my gedagtes aangaan, dit waaroor ek droom, dit waaroor ek dink, my vrese, my bekommernisse, die goed wat my bly maak. Niemand ken dit beter as ek self nie, en hierdie ek is my gees, die kern van wie ek is, wat binne in my is. Wie ken God beter as sy gees? Die gees van God, die Heilige Gees, wat die dieptes van God ondersoek. Al God se planne, sy wysheid, dit waaroor hy dink, dit waaroor God voel, wat hy voel oor goed. Die Heilige Gees ken dit. Die Gees van God ken dit wat onkenbaar is van God. En nou sê Paulus, dat ons het die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees, wat die dieptes van God ken, neem die wolk weg, sodat ons duidelik kan sien. En wat sien ons? Ons sien niks anders nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Wat sien die wêreld as die wêreld na die kruis kyk? Die wêreld sien dwaasheid. Dwaasheid. Hoe dom is dit om te dink dat God hierdie wêreld red deur 'n man wat soos 'n krimineel aan 'n kruis sterf. Dit maak nie sin nie. Dit klink dom, dit klink regtig soos dwaasheid. Die wêreld kyk na die kruis en sien swakheid. Waar is die generaals? Waar is die legioene? Waar is die wapens, die swaarde, die spiese, die grof geskit? Waar's dit? Wil jy vir my sê, God red hierdie wêreld deur 'n bloeiende, magtelose, ongewapende man wat besig is om uit te bloei, te ly, te sterf aan 'n kruis? Dis swak. Dis swak. Maar ons, wat sien ons? Die Gees het die wolk weggevat. Ons kyk deur God se oë. Wat sien ons as ons na die kruis kyk? Ons kyk na Jesus aan die kruis en ons sien die absolute wysheid van God. Ons kyk na die kruis van Jesus en ons sien niks anders nie as die krag van God tot redding van vir elke mens wat glo. So wat beteken dit om 'n geestelike mens te wees? 'n Geestelike mens is iemand wat die Gees van God het, wat ons leer om te dink en te sien soos wat God sien. Ek kyk en sien my lewe, my omstandighede, mense en die wêreld rondom my deur God se oë. En daarom sal die geestelike mens of die ongeestelike mens, die nie geestelike mens, sal die geestelike mens nooit verstaan nie. Nooit verstaan nie. Die geestelike mens kan alles en almal in hierdie wêreld en al die omstandighede en die geskiedenis en wêreldgebeure en mense, ons kan alles reg beoordeel. Ek sê nie veroordeel nie. Ons kan na alles kyk, mense en alles rondom ons in hierdie wêreld en wat gebeur rondom ons, en ons kan dit reg beoordeel, want ons sien dit
deur God se oë. Die ongeestelike mens, die nie geestelike mens, kan jou en my as geestelike mense egter glad nie beoordeel nie. Wat beteken dit? Dit beteken hulle weet nie wat om van ons te maak nie. Hulle weet regtig nie wat om van ons te maak nie. Hoe beoordeel hulle ons? Ons is 'n enigma vir hulle, die manier waarop ons dink, die manier waarop ons na goed kyk. Hulle het nie die insig wat ons het nie. Hulle kyk na ons en ons is 'n enigma. Ons frustreer hulle selfs. Ons maak hulle ongemaklik, kriewelrig. Hulle verstaan ons nie. So dit is die ding. Die geestelike mens is 'n mens wat God se gees het en wat geleer is om te dink soos wat God dink en na dinge te kyk soos wat God dit sien. So gemeente in Korinte, julle dink soos nie geestelike mense, julle dink soos mense wat in die wêreld is. As julle deur God se oë na my, Paulus en na Apollos en na Petrus, Sefas gekyk het, as julle God se perspektief gehad het, as julle geestelike mense was en reg na ons gekyk het, sou julle ons reg beoordeel het. Dan sou julle gesien het dat ons is eintlik al drie maar net diensknegte van Jesus Christus. Die een plant en die ander een maak nat. Maar dit is God wat die groei gee. So dis nie die een wat plant of die een wat nat maak wat belangrik is nie. Dis nie ek of Paulus of Petrus wat belangrik is nie. Nee, dit is God wat die groei gee wat belangrik is. Ek en Petrus en Sefas, ons is maar net medewerkers van God. Dit is hoe julle ons moet sien. Geestelike mense sien mekaar of ken mekaar ook nie meer na die vlees nie. Wêreldse mense ken mekaar na die vlees. As ek jou na die vlees ken, wat sien ek raak? Eerstens, ek sien jou in jou vlees raak. Ek sien jou velkleur raak. Jy is swart, ek is wit. Ek sien raak dat jy arm is en ek is dalk ryk, want ek kyk na jou kar en ek kyk na waar jy bly en wat se klere jy aantrek. Ek sien 'n persoon wat dalk ongeleerd is en ek is geleerd. Jy het nie eers matriek nie, my maat, maar ek het 'n graad of 2. As ons mekaar na die vlees ken, as ons deur die oë van die vlees, met ander woorde nie geestelike oë na mekaar kyk, dan is daar soveel goed wat ons verdeel in hierdie wêreld. Maar geestelike mense ken mekaar nie so nie. Ons ken mekaar nie meer na die vlees nie. Ons ken mekaar nou na die gees. En ek sien nou niks anders nie as my broer. As my broer. Ons is een in Christus. Ek ken jou, ons ken, om die waarheid te sê, ons ken nie eers meer Jesus na die vlees nie. As ons Jesus na die vlees ken, dan sal ons sê, maar hy is 'n Jood. Ek is 'n Afrikaner. Of hy is nie wit nie. So vir die swart mense sal sê, maar ons sal graag 'n swart Christus wil hê, nie die een wat ons in die wit mense se Bybels raak sien, met 'n wit gesig en lang blonderige hare of bruinerige hare nie. Ons ken mekaar, ons ken nie eers meer Jesus na die vlees nie. Ons ken hom na die gees. Ons ken hom as die eerste en die laaste en die lewende. As die een wat dood was, maar wat lewe tot in ewige, vir ewig en ewig. Wat die sleutels van die dood en van die doodryk hou. Ons ken hom as die Alfa en die Omega, die Seun van God.
Ons ken hom as ons redder, ons verlosser en die koning van alle konings. Ons ken hom as die blink môre ster. My vriend, om 'n geestelike mens te wees, is om die gees van God te hê, wat ons leer om na mense, na die wêreld rondom ons, na ons omstandighede, deur die oë van God te kyk. En te sien, soos wat God sien, en te dink, soos wat God dink. En ek sluit af met Paulus se woorde in vers 16, waar hy sê, maar ons het die denkwyse van Christus. Die ou vertaling sê, ons het die sin van Christus. Die King James vertaling is baie naby aan die Grieks. Die King James vertaling sê, we have the mind of Christ. Daar het jy die geestelike mens. Die geestelike mens is 'n mens who has the mind of Christ. Vandat ons gebore word ons geleer om soos die wêreld te dink. Baie van ons besef nie hoe ons geïndoktrineer is deur materialisme, deur humanisme en deur al hierdie goed nie. Wanneer ons tot geloof kom en ons weergebore word, moet ons leer om soos God te dink. Met ander woorde, ons moet toelaat dat ons denke vernuwe word deur God se woord en deur die Heilige Gees wat die dieptes van God ken en ons leer om te dink soos wat God dink. Ek nooi jou uit. Ons kan dit nooit word as ons elke dag, dag in en dag uit, met ons koppe en met ons neuse in hierdie wêreld is nie. Ons moet kans gee dat God se woord ons kan vorm en ons moet kans gee vir die Heilige Gees om ons te lei en ons te leer. Hy is die Gees van die waarheid en hy lei ons in die volle waarheid en hy openbaar aan ons die gedagtes van God. Deur sy Gees het God sy liefde in ons harte uitgestort en dit maak dat ons heeltemal anders na hierdie wêreld kyk.